6 uur. Ek dalk so 'n minuut of 2 vroeër klaarmaak vanaand, so dit kan begin maak. Ons gaan eers so 'n paar verskonings, 'n hele klomp. Bertus, Marek maak verskoning, Essie, Mark het geskoon gemaak, Sarah het laasweek al gesê, Frank hulle vertrek, reg môre Korea toe, daarom Suid-Korea. En Ignis en Magda maak verskoning, Dirk Visser, julle hoor seker nie dat hulle is 'n ou ouma geword. En so ja, ons het 'n paar al binne daar goed geloop het. En Sanet maak verskoning, dit het so staande verskoning, die tyd aan die kursus waar ons is, toekie is by 'n skoolfunksie. En ja, George is nog op die krikkellys, so dis so hoor lang, daar's meer ouens op die verskoningslys as wat hier so is, maar ons hoop hulle kom so beter tyd, sluit hulle by ons aan. Maar ja, is daar iemand anders wat ek gemis het op die lys of allemaal gekry wat ek kan ook by die huis wegstap toe die so dan ook nog die mense daar nou op die lys sit. Maar nie te min. Ja, kom ons bid saam. En ons God, baie dankie vir hierdie uur wat ons het in die week. Want Here dat ons hier kan wees. En ja Here, ons sou seker ook baie ander dinge kon doen, wou doen, maar deur die Gees is ons hier. Die Gees het ons oortuig van die nodigheid om hier te wees. En ons glo Here, het ons elkeen ook 'n afspraak vanaand. Ons bid Heer vir die Bybelskool, bid dat daar baie geestelike groei by ons sal plaasvind, ons wat hier is, dat dit werklik vir ons nader aan U sal bring, U beter sal leer ken, en ons bid dan ook vir vanaand se geleentheid, dat het vir ons geleentheid sal wees, waar ons ook hier sal kan uitstap in verwondering oor U, in Jesus se naam, amen. Ja, voordat ons kom by vanaand se studie, gaan oor afguns of jaloesie, teenoor vriendelikheid. Net 'n interessantheid dat ons vandag wat die 2 grootste godsdienste in die wêreld betref, dat dit 2 belangrike dae het, as Woensdag en Ramadan wat begin het. Ramadan het eintlik gisteraand begin, die maan se stand bepaal dit, maar dit het eintlik geen effek op hulle gehad nie, want dit is op basis van son op tot son onder, want dan vandag die eerste son op tot son onder was. En ja, soos julle weet, Ramadan is 'n tyd waarin moslems vassit en die dag nie enigiets mag eet of drink nie. En dat het 'n tyd is vir hulle van geestelike verdieping, van onder die indruk kom van mense wat minder bevoorreg is, en so meer. So hulle is op 'n of ander manier op roete met hulle God, Allah, wat ek dan ook al gesê het, nie dieselfde God is as die God die ons aanbid nie. Maar dit is net vir my opvallend dat dit op presies dieselfde dag begin, nee. Vandag is as Woensdag en die geskiedenis van as Woensdag is dit kom eintlik na die Sondag, Palmsondag, en dat die ouens wel na Palmsondag wat maak jy met al die palmtakke in die kerk, ouens verbrand dit word as, en met dit wat maak ons met al die as, ja, dus dit as Woensdag, maar dit val saam met, dis 40 dae van die lydingstyd tot en met die opstanding van Christus, en so 40 dae tot en met Pasen. En eerstkomende Sondag is die eerste Lydenssondag. En ons probeer maar altyd hou by die kerklike jaar, ook in eredienste, dan word dit eerstkomende Sondag die eerste Lydenspreek van die lyding van Christus. As Woensdag is nie, ek sê, deel van die gereformeerde spiritualiteit nie, dit kom uit die
Rooms-Katholieke spiritualiteit en die Oosters-Ortodokse kerke het eintlik dit altyd gehad. En ek wil sê, dit is nie verkeerd om dit te hou of te onderhou of aan deel te hê nie. Dit is nog goed die symboliek daarom. Daar is nie enige Bybelse begronding daarvoor nie. Daar was nie in die Bybel enige saak wat op die Woensdag gebeur het, wat so iewers as Woensdag gebeur het, plaasgevind het nie. Ek was nou vanoggend by 'n vergadering, waar iemand nou vir 'n halfuur lank die Bybelse begronding van as Woensdag verduidelik het, wat sê glad nie bestaan nie. Dus met konteks te sien dat dit daaraan gekoppel word, maar ek sê Woensdag of daai tipe van ding. Maar soos ek sê, dit is ek dink die ouens wat dit vier in die kerk het put geestelike waarde daaruit. Dit is van die symboliese waarde daarvan spreek hulle aan en dit is goed. Ek sê ek dink dit is goed dat ouens wat erg daarin het dat hulle dit doen. Wat ek sê vanoggend ek nog 'n halfuur gemors. Wat vir my probeer vertel het waar kom dit in die Bybel uit? Kom nie in die Bybel uit. Maar moet ek sê dit is so 'n jaar terug. Waar daar 'n internasionale vergadering was uitgesaai is op TV. En ek onthou nogal die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, as jy almal daar was van jou kennis, is 'n Christen, hè. En by die vergadering het opgedaag met 'n kruis op sy voorkop. Dus as Woensdag, en ek kon ook gevra om hierdie teken met die kop omdraai, wat is dit nou? En dit het toen 'n geleentheid gegee om te getuig. Wat baie goed is, nee. So ek dink hy die geleentheid baie goed gebruik vir 'n internasionale gehoor van wel, eintlik miljoene mense wat daar gekyk het om die boodskap uit te dra. So net ja, interessant dat ek weet nie wanneer laas het dit gebeur. Dat op dieselfde dag, nee, van die twee grootste godsdienste in die wêreld, een ware godsdienst en 'n valse godsdienst. En maar dat dit moes so gebeur, twee baie belangrike dae. Maar nietemin, daarmee sal wil ek vir julle dit op die hare druk om die volgende 40 dae, dit is dat die Lydenssondag, as jy sê, dis Sondag voor Goeie Vrydag. En dat julle regtig, julle sal instem om daaroor te dink oor die lyding van Jesus. Dit is so 'n groot deel van ons verhouding met die Here om te dink aan sy lyding. En natuurlik is dit iets wat ons wel van daagliks praat, hoor, van Christus wat gesterf vir ons sondes. Ons wag nie vir lydingstyd om daaroor te praat nie, ons praat weer daaroor. Maar hierdie is regtig iets wat ons onsself op moet instem. Sê ja, ek kom Sondag ook erediens toe met hierdie wete, die woord word verkondig met aanleiding van Christus se lyding vir my. Dit is Sondag vir Sondag in die tyd. Tot en met Goeie Vrydag. En ja, stel julle daarop in en daar waar julle met mense te doen kry, praat met hulle, sê oor die Christenheid. En ons ek wil sê, as jy praat van Kerstyd, nee, jy kan al hier in Oktober maand, dan kom jy in winkels en dan is daar jingle bells en al die wat gespeel word. Dat is al die dinge wat jy herinner, dis Kersfees. En dalk selfs rondom Paasfees, Paaseiers. Maar lydingstyd, dalk is dit goed so. Ons onsself instel daar. Goed, ek weet iemand wat iets daaroor wil vra of sê. Goed, ons het dan nou die tweede van ons aflewering, die reeks van die 7 doodsondes, 7 Christelike deugde. En vanaand kyk ons na die saak van afguns of jaloesie. En ons laas keer nog 'n les gepraat, dit uitgebrei oor die kwessie van
Ons praat in sinonieme hiervan, omdat oorspronklik die terme in Latyn gesê en ja, daar was verskeidenheid van woorde daarvoor, nee. So, kyk na jaloesie aan die een kant, of dan nou afguns en vriendelikheid as 'n deug aan die ander kant. En ja, jaloesie is natuurlik 'n verskriklike lelike ding. So, asof ons ook kan sê, daar is sondes wat mooi is. Nee, maar dit is eintlik iets wat baie opsigtelik lelik is, nee, hoe jaloesie in mense se lewens 'n vaste plek kry. En ek kry die idee dat dit nogal gepaard gaan met 'n karaktereienskap. Ek kry nogal die idee in die lewe so gekom het met mense, dat jy mense kry wat meer, in Engels woord sê, prone to it is, mense wat makliker jaloers is, mense wat, ja, ek wil omtrent sê, nie weerstand bied teen die jaloesie wat oor hulle pad kom. En dit is eintlik 'n ding wat van mense maak hulle weer in. En dit so goed dat ons daaroor praat, natuurlijk praat ons daaroor omdat dit in die reeks is, maar dat ons ook bietjie mekaar daaroor en daaraan herinner. Wat ook belangrik is, terwyl ons so stap deur hierdie 7 doodsondes, is soos met sonde in die algemeen, moet ons hand in eie boesem steek. Dit is altyd baie makliker om rondom jou te kyk, en ek bedoel nie dat hier rondom jou te kyk, maar in die lewe in die algemeen, om te sê, ja nee, kan nou dink aan nou Kosie, jy het toen enorme jaloerse bobber gewees, dit en dat, en dis goed om het raak te sien, maar gaan dink ook met jouself betref, rondom die saak van jaloesie. Dit is eintlik geweldig belangrik, as ons deur hierdie reeks gaan, wat groei betref. Ons wil toch geestelik groei, wanneer ons met Here se woord besig is. Dat ons onsself met hierdie saak konfronteer. Normaal dan nou, jaloesie, aan die een kant, en vriendelikheid, aan die ander kant. En ek het eendag nogal die voorbeeld gebruik, en eendag al by die kerk weer keer Ina my voor, en toe sê sy, jong, jy het eendag gepraat oor die preekstoel van mense wat lyk of hulle siening sal geword het. En toe kom iemand aangestap. Dus hy hoef niks verder te gesê het nie, maar so ja, dit is duidelik, weet, vriendelikheid was nou nie een van die persoon se sterk eienskappe. En maar ja, weer eens, nee, kom ons kyk ook na onsself in die situasie. Nou, is eintlik nogal opvallend in die wêreld van literatuur, van rolprente, van musiek, hoe baie hierdie tema na vore kom. En ek kan my eintlik nie 'n beter tema omtrent voorstel, as jy nou 'n storie wil skryf, oor, sê nou maar, spanningsverhaal. Dit moet iewers iets in hê van jaloesie. Want hierdie jaloesie gaan, soos het Dominee ook het, Tom moeilikheid in die gang sit, nee. En Tom misverstaande boonop, want mense wat jaloers is, sien heel dikwels ook goed verkeerd. Dat daar is nie iets verkeerd nie, en dan sien iets verkeerd het as gevolg van die rol van jaloesie. Ek het net so 'n paar van die rolprente, ek sien nou is weer die fliek gemaak oor die lewe van Mozart, Amadeus. Ek weet nie wie van julle die paar heel klomp jaar terug, nee, ek het die meeste van ons Amadeus gesien. Maar ek sien daar's nou 'n nuwe een uit, ek weet nie of julle 'n nuwe een gesien het, ek het nie. Maar daar so natuurlik die hele tema van jaloesie, van die uiters befaamde musikant Salieri, en
ek weet, hy's 'n musikant in eie reg, hy's wêreldberoemd. Maar, hy's nie Amadeus nie. Hy's nie Wolfgang Amadeus Mozart nie. En hy hoef nie dit te wees nie, want hy is in eie reg, 'n wonderlike musikant, maar jy sien ook hierdie rolprent, die storie deur sy oë, en die bogger van 'n Amadeus Mozart, hy is 'n droogmaker, man. Hy leef 'n banale lewe. Hy is nie die ou wat jy jou dogter wil voorstel nie. En die ergste is, sy naam beteken geliefde van God, né? Amadeus, Deus is God, Allah is geliefde. Dit is wat, en ek weet die Salieri kan sy oë en sy ore nie glo nie, want dit kom na vore in sy lewe. Hy maak droog en hy rinkink en hy is besoper die meeste van die dag, maar sit hom agter 'n klavier en hy's geniaal. Ten spyte van sy droogmaak is hy God se witbroodjie, want dit selfs sy naam sê dit. En hierdie ou raak kranksinnig, die Salieri, nee. Ja, ek sal nogal graag die nuwe ene wil gaan kyk. Ek weet nie waar hy presies sal wees. Maar jaloesie. Daar is soos die uitdrukking van wat hy die groen baadjie aan. Wat is die groen van jaloesie, ja, en dan sal ons bedoel die groen baadjie aan wat nou die beteken die skrif Springbok hy is jaloers. En sê weer? Skryf in Ierland. Ja, vir Ierland. Ja, so vernietig die mens wat jaloers is en dit vernietig die ander mense rondom. Dit is, en sonde is vernietiging. En hierdie is 'n doodsonde. Ek weet goed, ons het nou weet oor doodsonde, nee, dis nou 'n lys wat Paulus in die 6de eeu in mekaar gesit het en so meer, hulle nie weer daai hele pad stap nie. Maar sonde lei tot die dood in elk geval. En hierdie is regtig een ding wat met 'n ander lei. Daar's ander rolprente, ek gaan nou vir julle op die kans om te praat, ook snaaks genoeg, jy kry weer eens praat van sinonieme. Een rolprent se naam is jealousy, 'n bekende rolprent, en dan die ander een is envy. En dis selfs saak, nee, jealousy en envy. En dan een van Shakespeare se plays, wat is Afrikaans vir dit? Julle weet wat Shakespeare geskryf het, is Othello, nee, baie van julle ken die storie van Othello. Jy het al gehoor daarvan, en dit gaan ook uiteindelik oor jaloesie en wat vernietigend is. Dit is altyd die storie van jaloesie en vernietigende mense. So, iets wat julle dalk opgetel het in terme van die vermaakbedryf rondom jaloesie. Dit is 'n interessante ding, ons het die 3 dae geluister na Jordan Peterson. O ja? Hy bekende Dat was 'n Kanadese sielkundige. Wat hy gesê het, naas alkohol, Ja? is jaloesie nou die tweede grootste vernietiging van die wêreld. Regtig nie. Wel, okay. Amper sê hoor hier, shut my case, kom ons gaan huis toe. Dit is so 'n sterk argument daai, nee, wat sê hoor jy die toppunt van vernietiging. Jaloesie. Ja, ons alkohol is dit die tweede grootste genigtig. En ja, so daar is ook in die musiekwêreld, dit is John Lee, nou het daar gepraat van die goedes nogal, en oor die liedjie van Police, Every Breath You Take, wat gaan oor obsessie. Dit is nie 'n liefdesliedjie nie, dit klink net so Every Breath You Take, en die my passionate. Wel, ek val myself nie die rede, so wat ek ken. Hy word dikwels gevra om seremoniemeester te wees op 'n plek, en hy is glad die bek, en
goed om te sê is vermoeilik nie waar nie, maar moeilik oortuiging. En hoe vertel hy my nog oor, die ouens hou van aanhalings uit Shakespeare, en so, en ek ken nie Shakespeare nie. So dan sal hy net sê, soos Shakespeare gesê het, in sy boek, every move you make, every breath you take. Al hy van police aan, jy weet nie. Die ouens hang aan sy lippe, maar ja, dit gaan oor obsessie, gaan oor jaloesie, gaan oor daai ding van, jy gaan nie beweeg nie, ek hou jou dop. Dis verskriklik, nee. Baie mooi liedjie, maar baie slegte boodskap wat dit raak. Dis ja. Ek weet nie waar kom jaloesie vandaan, jy weet dit uitvind nie, maar baie keer kan 'n situasie dit ontlok, as jy nie eers daaraan gedink het nie. Byvoorbeeld wat ek dink jy het weer genoem van die onregverdigheid in 'n werksituasie, waar die een byvoorbeeld werk op 'n bevordering kry en jy nie, terwyl jy dink dat jy moet dit kry. Ja. So dit kan ontwikkel, terwyl jy is nie, ek dink iemand is gebore met jaloesie nie, ek dink dit ontstaan. Ja. So jy het net van Amadeus. En ek 'n goeie voorbeeld teen die teenoorgestelde is die Fariseer en tollenaar. Tollenaar was nie afgunstig nie. Ja. Ja, nee, dit is so, ek dink jy kry party situasies om uit te brei wat jy sê dat ek kan dink dat jy mense kan kry wat in algemeen nie jaloers is nie. Maar daar kom 'n spesifieke persoon waar ons op pad, 'n spesifieke situasie. Ek praat net van Amadeus se storie, nee. En jy kan alles, in Engels wat ek gebruik stam ek, jy kan daarmee wegkom en regkom. Maar hier een ou, hy kan sien hy is God se wit broodjie, wat in Nederland ook wel en so ja, ek dink jy is reg Jan, dat jy sê dis baie keer is daar wat jy die voorbeeld genoem van bevordering, nee, ek weet niks pla jou oor die algemeen nie, maar hierdie saak, nee, is regtig vir oor 'n doring in die gees. Ja, ek dink dit is van so wees hoor. Daar's 'n liedjie, baie van julle sal dit ook onthou, in die 80er jare, so is dit ver die klok terugdraai, Roxy Music, en die sing Jealous Guy, ek dink dit baie mooi liedjie is. Trouwens, ek dink hy het gesing nadat John Lennon dit gesing het, so weer, maar nie te min. So ja, die hele tema daarvan is heeltyd eintlik amper sien ons gesig. Jy hoor daarvan en al is dit in terme van die vermaaklikheidswêreld uit. En ja, ek het nou so 'n stuk wat iemand die geskryf het, Leon Fouché, hy skryf die gaan nou oor om te sê, ja natuurlik is al die sonde, alle sonde is verkeerd, alle sonde is vernietigend. Maar daar's 'n uniekheid ook aan die sonde van afguns of jaloesie. En ek gaan nou vir julle lees wat hy hierso sê, die doodsonde van gierigheid. En daarby kom ons nog. Nee, maar ek praat hier van ander sê, doodsonde van gierigheid is gerig op dinge wat 'n mens wil hê. Goed, gierige dinge wat mens wil hê. So dan welis het te maak met jou eie begeertes waarvoor jy iemand anders se liggaam gebruik. Vraatsig het te doen met jou eie liggaam. Maar, jy weet, anders die deel van simpel, maar, en dan gaan het oor afguns. Maar, afguns is gerig op 'n ander persoon se geluk. Afguns is gerig op 'n ander persoon se geluk. Die ander goed wat hy sê is dat dit maak met jou eie begeertes, jou eie liggaam, iemand anders se liggaam. Maar hierdie gaan 'n kwessie van iemand anders se geluk. Jy gun iemand nie dat die son oor hom of haar skyn, wat iemand anders, dalk sê die son nog gun, maar sukses, vreugde, voorspoed, dit
is vir jou 'n stok in die wiel. So, maar afguns is gerig op 'n ander persoon se geluk. Om iemand anders se voorspoed, sukses en bates raak te sien, is nog nie afguns nie. Dit word eers jaloesie wanneer 'n mens op 'n sekere manier daaroor dink en toelaat dat 'n negatiewe gemoedstemming daaruit voortvloei. Wanneer jy dink iemand anders se goed laat jou minderwaardig lyk, of die ander persoon se sukses laat jou aansien taan, steek die sonde van afguns sy kop uit. En nou 2 dinge wat ek net hier soveel wil lees. Die afguns pak jou beet wanneer jy dan dink en voel jy behoort bepaalde goed te besit, nie die ander persoon nie. Of jy behoort 'n sekere prestasie te behaal, niemand anders nie. Afguns oorrompel jou heeltemal wanneer jy dan die persoon op wie jy jaloers is, begin haat of wegwens. Of aan jou dop kry en met swaarmoedigheid en frustrasie vroeg omdat 'n ander persoon beter of gelukkiger as jy is. So ja, interessant ook die ding van sê dat jy kan so jaloers wees dat jy nie jou wil doodmaak nie, maar jy onttrek jou net heeltemal. Jy vroeg daaroor en wat ook dan 'n vorm van jaloesie, Richard? So doen jy ook dan, is dit nog aan dink daar wat jy doen jy ook as die persoonlike karaktereienskap nie eintlik dat hy minderwaardig voel nie. Ja. En dit is hoekom hy dan begin jaloers raak. Baie keer. Wat jy dan nog gepraat van iemand anders kry bokant om die Ja. jy is eintlik minderwaardig, jy voel eintlik minderwaardig en dan jy jaloers raak daaroor. Ja, nee, heel dikwels glo ek gaan dit daarmee gepaard. Dat iemand omdat hulle minderwaardig voel, al is dit net oor 'n bepaalde aspek. Dat hierdie ding dan vlam vat en dan eskaleer. So nee, ek dink in 'n groot mate het jou selfbeeld daarmee te doen, ja. Die ding wat kan bydra. Nou interessante ding is wat mense wil sê, maar wat dan nou van die Bybel sê, God is 'n jaloerse God, né? Eksodus 20. Dis nie asof dit eers iewers weggesteek is in die Bybel nie. Ons lees dikwels die 10 gebooie. Dis van die gedeeltes wat wêreldwyd dalk die mees bekende is. En daar sê die Here dat ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Nou dink mense, ek weet, dis 'n doodsonde en ons sê dat God is sonder sonde, maar hy is skuldig aan die doodsonde. Sê hoe kan ons dit ry, nee. Maar nee, God se jaloesie gaan oor die kwessie van, wel, my kinders is my kinders. God het nie so praat van jaloesie, die definisie waarmee ons werk is 'n kwessie van, jy het iets wat ek wil hê. Jy het iets wat ek dink is beter as myne. En God sê natuurlik ook nie op daardie route nie. God se kwessie is, dis my kinders. Ek is erg oor my kinders. Ek is baie lief vir my kinders. En ek deel nie my kinders met 'n ander God. So dit is eintlik God se jaloesie. Die boodskap daar agter gaan natuurlik uiteindelik maar weer oor omgee. Want God weet, as ek my uitgee vir 'n ander God, of God, dan verniel dit my. En God sê nee, ek is jaloers op my kinders, ek is jaloers op my kerk. Dit is my kerk. En ek hou heilig wag oor my kerk, my kinders. So, ek kan nu dink dat daar ouens is wat nogal baie verwarring het. Maar nietemin, sien nou die eerste paragraaf wat ek al begin, dat ek sê, Gideon Groucho Marx, dat het allemaal al iewers kennis gemaakt van die Marx Brothers, nee, van way back when, hulle is wel, ek dink, hulle kan ophou rolprente maak voor enige van ons gebore, so nog terug te doen. Maar op het nogal iets snaaks om te kyk, wat hy gesê het, nee, niemand is ooit heeltemal ongelukkig
oor die mislukking van 'n vriend. So, dit is nogal snaaks, nee, maar dit is hartseer ook. Ou sê, want wat een van die kerkvaders ook by geleentheid gesê het, is dat dit is makliker om te huil saam met iemand oor 'n hartseer en 'n verlies, as wat jy werklik bly is saam met iemand in hulle voorspoed, die geluk wat hulle getref het. Nou ja, dit is onmoontlik nie. Ek dink baie keer ervaar ons nogal ook, jy's regtig bly saam met iemand se sukses, iemand se voorspoed, so meer. Maar jy gaan jou dalk dikwels eerder betrap dat jy opreg empatie het vir mense wat swaar kry en dalk minder opreg deel in hulle blydskap en hulle voorspoed. Alles dalk bietjie nog inkom van, ja, dis dalk eintlik iets wat aan my kant toe moes gekom het. So, ons moet gaan hierdie, ja. So, dit dan wil ek sê, die hele ding van afguns, ons, as jy kyk op bladsy 2, en met 2 verskillende sake, so in een sin, die ontsieë sê, afguns ontspring uit 'n vergelykende mentaliteit. Ek vind, dat is omtrent nie 'n manier wat jy nie jaloers sal wees, sonder as daar nie 'n vergelyking is. Jy moet kan sê, nee, jette, ek meen, hoe kan daar die verhoging gekry? As ek nou van die ure wat ek gewerk het, ure wat ek oor tyd gewerk het, teenoor die ure wat hy oor tyd gewerk het, ek meen, dis wat bang, nee, ek weet dat nie, maar die ding is net, daar is vergelyking by betrokke. Of, ja, kan jy glo, hy kry die verhoging, kan jy glo, wat my kwalifikasies, nee, is A, B, C, D, E, en sy kwalifikasies stop by A. Hoe kan hy die verhoging? Dit is vergelyking. En so is dit dan ook op baie gevalle waar daar jaloesie kom, gaan we aanleiding van die feit dat vergelyking. En nou, waar die saak ook inkom van wat Richard genoem het van selfbeeld, wat 'n dom ding is om te doen, om eerlik op te vergelyk, maar baie keer vergelyk ons onsself met iemand anders 'n goeie punt van iemand anders. Jy by voetbal trek jy en ek aan die verhoorkant weg, want almal het goeie punte en almal het slegte punte. So moenie een van jou slegte punte met iemand anders goeie punt hê. Dis goed, dit het 'n goeie punt. Maar moenie jouself daarmee vergelyk nie. In elk geval jy trek weg om hierdie saak eintlik op 'n verkeerde punt mee te eindig. Dan die volgende sinnetjie, nee, as jy afguns is die embrio van sondige begeerte. Nou ja, begeerte is iets waarna ons nou nog by geleentheid gaan kyk en so meer in detail gaan kyk. Maar ja, afguns om jou te vergelyk met iemand anders, en jaloers te wees op daardie persoon, wat hy het, of wat hy is, of wat hy bereik, lê baie keer tot die punt, maar ek wil dit hê, kom my toe, ek wil dit hê, en ons gaan nou so 'n bietjie kyk na voorbeelde, ook in die Bybel, waar dit na vore kom, maar ja, op punt 5, maar kom ek, ja, noem ek so lank een om dit te demonstreer, die kwessie van afguns as embrio van sondige begeerte. Ek dink aan die storie van Nabot, nee, sy wingerd. En Agab, Agab, wat dit begeer het, die koning, en daar staan, hy het siek geword van begeerte. En dat sy vrou by hom kom en sê wel maar, wat is fout met jou? Sy sê, nee man, hierdie
ek wil Nabot se wingerd by hom koop. En sy sê, nee man, wat sukkel jy? 1, 2, 3, ek reël dit vir jou. En ja, daar is ons Nabot dan heen, en hy kry die wingerd. So ja, daai afguns maak ons siek. Dit is verskriklik, nee, en dit is so, jy kan siek word daarvan. En uiteindelik lei dit tot moord. Ja, daar baie gevalle waar as jy nou begin by moord en jy draai die klok terug, rewind, okay goed, dit is jy 'n situasie van jaloesie gewees. Maar ja, ons gaan nou dan daar by punt 5 kyk bietjie na die storie van wat is daar in die Bybel nog stories daaroor, so dink so 'n bietjie daar. Ons lees bietjie Lukas 15. Baie bekende verhaal. Lukas 15. We lees van vers 11. En ja, terwyl julle blaai, kom ons kyk so 'n bietjie, ek noem maar net waarna ons oplet oor by punt 3 oor hoekom die oudste seun kwaad was, of dit 'n aanvaarbare rede was hier na die einde toe van die storie, en nog meer na die einde toe van die storie, is punt 4, hoekom reken die pa behoort die oudste seun bly te wees. As jy in gedagte dat Jesus die gelykenis vertel het omdat die fariseërs afgunstig dan jaloers was, die tollenaars en sondaars wat die Jesus vir ete genooi is. Dan kyk ons ook nou wat sê die vers. Goed, ek lees dan vir ons van vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land te vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur bosbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het hy deur kwaai hongersnood na die land gekom, of het daar kwaai hongersnood na die land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van na die land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur, om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule, wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa weet, en wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos. En hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik aan my pa toe teruggaan en hom sê, pa, ek het teen God en pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Waarom is een van pa se dagloners, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. En nog ver aankom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Op myself in die rede, verlede keer ons gepraat het oor die barmhartige Samaritaan, en sê dieselfde woorde, hy het hom innig jammer gekry. Nee, dit weer, empatie. Goed, hy hartlik hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. As sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek het vir hom. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore. Ek het hom teruggekry. Moet hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy teruggekom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan. Sy pa gaan toe uit, praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa, kyk, al die jare werk soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa onagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Nou dat ek die seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by pa. As wat pa het, is ook joune. Ons kon tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood.
en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Nou ja, dit is ek sê 'n gelykenis, nee, wat jy nie te veel betekenisse in moet lees nie, maar nietemin, dit gaan uiteindelik met die kwessie van die Fariseërs, Sadduseërs, skrifgeleerdes aan die een kant en nou die prostituie, die tollenaars, die sondaars, die uitvaagsels aan die ander kant en die nooi Jesus vir ete en Jesus gaan nie op hulle. En ja, goed, die punt 3, nee, oor hoekom die oudste seun kwaad was, dan dink jy dit is 'n aanvaarbare rede. Ek moet sê, as ek die oudste seun was ek nogal nie wat betref van julle wil sê nie, ek sê nie kwaad gewees nie. Wel dan. Ek hou my hoed af vir julle, maar ek moet sê, ek sou regtig nogal ver op gewees het vir die klein mosses wat vir die aankom en alles deurgetrek en jy weet, dit is 'n een ding, nee. Maar wat ek moet anders as hier raak sien, is die hele kwessie van dat die tweede seun eintlik sy verhouding met sy pa beskryf as 'n verhouding van 'n slaaf. Nee, ek het soos 'n slaaf gewerk vir u. En Jesus praat van hierdie seun in vergelyking na aanleiding van die Fariseërs. Want hulle dink ons is op die bol. Ons het weet ons al hierdie dink ons dinge praat van die Fariseër en tollenaar, nee, en kyk hierdie mooi dinge wat ek doen en hierdie offers wat ek bring en ek vas soveel keer. En daar is geen liefde daarin. Daar is geen verhouding. Ek is 'n slaaf. En Jesus wil vir hulle sê hoorie, julle het julle mond vol oor die klomp wetteloses wat nie moral right is nie. Maar julle mis ook die punt. Julle gaan met al julle sogenaamde geregtigheid en eie geregtigheid is julle op pad hel toe. Dit help nie, julle kom al die, julle het geen verhouding met God nie. Julle sê dan jouself, alhoewel al 'n storie, Jesus typeerende so, julle is slawe van, julle is die kinders van. Nogal interessant ook dat hy praat, dat hy nie sê my broer nie, hy sê hierdie kind van u, niks van my nie. Hierdie kind van u, het hy aangekom en nie vir my paartjie gegooi nie. So ja, as ek sê, ek het nogal regtig begrip vir die ouer broer wat sê nee, hierdie ouetjie het my regtig droog gemaak. Ek dink almal van ons sal nogal saamstem met droog gemaak het. Maar daarmee saam, is ook op 'n punt om te sê, maar goed, verhouding met God word nie gereguleer deur die wêreld so nie. En ja, goed, so vanuit hierdie storie, ek het ook gesê, het is nie te veel te gelykenis baie ander afleidings maak en so meer nie, maar natuurlik duidelik, die storie bied dit aan. Die ouer broer is nie net kwaad nie, maar hy is jaloers dat sy pa nie vir hom, hy vergelyk hom, nee, jy sien hier 'n vergelykende storie, net ook gesê. Dit is altyd vergelykende tipe van effek. Ek werk nou al so lank, ek werk soos 'n slaaf, hierdie ouetjie maak droog. Hierdie ouetjie kom nou net hier aan van sy sondige lewe af, daar word vir hom kalf gesal. Vir my, was daar nie eens, sê mamie, sê die van geen, 'n bokkie. Hy is dan nie eens 'n bokkie geslaan, weet. Hierdie vergelykende ding, nee, hy dit, ek dit, hy dit, ek dit, en hy is altyd beter daaraan toe. Maar goed, ons sien dan in Essie by punt 4, die vraag dan, hoekom reken die pa behoor die oudste seun bly gewees?
en vir die fariseërs, julle is wrokkig teen die mense, plaas julle bly is. Julle moet bly wees, omdat hulle liggame verkoop as prostituie. Nee, julle almal is wakker. Julle moet bly wees, omdat hulle, soos die ander broer, daar tussen die varke opstaan, en sê ek sal teruggaan. Nie bly wees oor die gemors wat hulle aangevang het nie. Nee, jy kan nie daar bly wees nie. Jy is reg as jy sê, hy maak droog, dit is afskuwelik. Dit is waar. Maar hierdie mense stap op pad terug na God toe. En hulle verstaan iets van God wat hulle nie verstaan. So, iets wat iemand daaroor wil sê. Goed, gaan ons kyk na punt 5. Ag, ekskuus vir jou nie. Dit is ook opvallend van die seun dat dit gaan nie, dis daai vergelyking in die eerste plek, maar ook hy kry nie die erkenning wat hy soek nie. So dit, as jy nie die erkenning kry nie of die beloning wat jy dink jou toekom, dan kan dit maklik ook lei tot daai opsie. Ja, nee, ek dink as mens dit die storie na ons wêreld toe deurtrek, nee, dan is dit is nogal waar. Die storie is nou 'n kort storie, maar mense sou iets wou gehad het van erkenning. Ja, dat in plaas van dat die seun nou sou gesê het, maar ek werk dag en nag. Pa moes gesê het, my kind, ek sien, ek erken, jy werk dag en nag. Jy is altyd maar hierso. So ja, erkenning is tog 'n baie belangrike ding, en 'n ding wat 'n mens moet in die algemeen onthou, in 'n werksituasie, in 'n kerksituasie. Mense doen nie noodwendig die kerkies vir erkenning nie, maar ek weet daar's mense wat nogal hulle moue oprol, en dat die mense dit net raak sien. So erkenning is 'n belangrike ding, ja. Nee, ek wil net so ook 'n opmerking maak. Dat afguns en jaloesie kan jou skade berokken. Iemand wat 'n afguns of jaloesie teenoor jou het, kan jou skade berokken sonder dat jy daarvan weet. Ja. En as 'n mens net vat wat het met Josef. Ja. So baie keer is dit jy gaan nie eens baie keer weet iemand is afgunstig op jou nie of wat ook al nie. Maar as jy gedink hoeveel moorde word gepleeg oor afguns wat jou nie doodgemaak het. Nee, dit is so, nee, jy sal in baie gevalle nie eens daarvan weet nie, jy sal dalk baie keer wonder, hoe hierdie ding nou so skeef uitgedraai, want dan is dit agteraf dinge wat jy nie eens van weet nie, nee. Frans? Ja, as ek nou sê, maar nou moet 'n mens net in ag neem, want jy sê altyd die beste teks is konteks. Ja. Nou in Josef se geval het hy geleer hoogmoedigheid wat ons verlede week oor gepraat. Ja, nee, baie keer kom die goed by mekaar uit, nee. Maar nee, dit is goed dat ons van die eerste punt 5, ek sê 'n paar voorbeelde wat jy aan kan dink, wat uit die Bybel uitkom. Kain en Abel. Ja, sommer hier in die begin van die Bybel, nee. In Genesis 4, al nee, Kain en Abel, dit kom al reg, waar Abel se offer aanvaar word en Kain se dan nie. En opvallend dat die Here dan vir hom sê, nee, die sonde, nee, loer vir jou. En die sonde, daai het uiteindelik 'n moord uitgeloop. Maar daai sonde wat van loer was waarskynlik jaloesie, nee. Ja, dis reg. Yes, dan. Koning Dawid se afguns natuurlik. En terselfdertyd dink ek sommer aan hy preek van Psalm 72. Dit is die aspek eintlik van afguns en jaloesie. Maar mens verloor perspektief in die proses. Maar heeltemal reg, ja. Psalm 73 wat ons verlede Sondag gelees het, nee. Van waar hy sê, ek het my kop verloor toe ek sien hoe goed gaan dit met die goddeloses. Heeltemal reg, ja. Nou, wat sê jy van Dawid? Nee, ook van wat sê wat dat jy weet, hy was ook afgunstig of hy is eintlik nie begeerd en jy ook dit pas dalk nou heeltemal nie by. Ja, ek dink dit kan daarby pas. So sê baie van die goeders
skierskouer met mekaar om so te sê, nee, maar ja, miskien was dit met begeerte, die begeer aan man se vrou, wat ook daarom 'n vorm van jaloesie moet hê, ja, John Dee. Net op die daarvoor kan jy nie ook sê dis Saul en Dawid nie. Ja, natuurlijk, Saul en Dawid, hoe Saul en waar het weer dit vergelyking gekom. Julle onthou die storie nee, van die vroue wat gesing het langs die pad. Saul het sy duisende verslaan. Wow, mooi Saul. Maar Dawid se 10.000. Oh, hoor, nee, dis nou nie meer 'n goeie song hierdie nie. Onmiddellik van die top 20 af daai. Ja, ek dink aan dieselfde wat Dawie vertel van Josef, die afguns. Die jaloesie was vir sy broers teenoor Josef. Ja. Want hy was sy pa se witbroodjie. Hy het die jas gekry wat mooi is en hy is voorgekry, hy het die drome gedroom. Ja, dit is eintlik nogal 'n sterk tema daar by aardsvaders wat jy praat van Josef as 'n witbroodjie. Maar wat nou net 'n geslag voor dit van Jakob en Esau, die een was Isak se witbroodjie en die ander was nou Sarah se witbroodjie. Ja, nee, wat die storie en dan die jaloesie wat dan daarmee gepaard gaan, nee. Dan dink ek ook aan Jesus se gelykenis oor die koninkryk, die werkers wat die hele dag werk en hulle vergoeding kry, die ouer laatmiddag kom werk en dieselfde vergoeding kry, die afguns teenoor dit. Dat is 'n goeie, ek het eers aan gedink het. Dit is die storie wat Jesus vertel het, nee, van die ouens, die ou wat uitgegaan die boer in die oggend en ouens gaan haal het en nogal elke keer word daar gesê, dis die prys en dis die prys en dis die prys. Omdat gesê is, nee, dis reg. Totdat dit nou tyd is en hulle toe kry wat hulle voor gevra het. Maar ek weet toe, nee, maar hier is net vir 'n uur gewerk en dan is dit, ja, nee, dis goeie. So, nee, hierdie storie is, soos Engels sê, alive and well, nee. Dink aan die storie, ek is nog steeds bezig daar by die aardsvaders, Rachel en Lea. Lea wat nou nie Jakob se witbroodjie was nie, maar wat klomp kinders in die wêreld gebring het, nee. Terwyl Rachel nie, en dat sy by geleentheid vir hom sê, gee vir my seuns of ek sterf. En die ironie van die saak is dat sy jy sterf toe sy 'n seun kry, nee, Benjamin. Daar langs die pad, dan sterf sy en so meer. Maar daai jaloesie tussen die twee susters en ja, op al twee dit van verskillende hoeke af dan, nee. En dink aan Daniel se storie aan die koningshof van Persië, Babylon, waar hy dan hierdie hoë pos kry en die ander ministers is sê nee man, wat se klok is dit dat hierdie Jood hierdie belangrikste minister baie antisemitistiese uitsprake wat hulle gemaak het daar. En dan is daar nog verskillende stories van byvoorbeeld die leeukuil en die diep van dinge, maar dit gaan die hele ding ontspring by die jaloesie wat daar is, omdat Daniel dan nou die erkenning kry en wat sy ons is dit dan. So dink aan Absalom. John Dee. Ek wonder kan 'n mens nie sê die Israeliete met die goue kalf. Dit was ook 'n vorm van 'n afguns vir die verlede, wat hulle vir hulle self vertuig het, ja, maar toe ons nog in Egipte was, het ons kos gehad en al die goed gehad. Ja. Dat het ook so amper soos hulle afguns op daai tyd het. Soos dat jy, ons moet teruggaan daartoe en Moses is nou nie hier nie, ons moet nou daai terugkry. Ja, dit is nog interessant gewees het, dis met die kalf dan nou, kom so dit so wees. Ook waar in Egipte dan nou een kalf was wat hulle gesorg het en dan ons nou sê, was ons nog eerder in Egipte gewees. En ja, dis eintlik, jy sê 'n bietjie ander manier daarna kyk, om te kyk van, wat is 'n ander woord wat ek soek om nostalgie amper. Van daai tyd, nee, het dinge so en so gewerk en ook vergelykend, ja, dit is ook lees jy nie?
Ek dink aan Martha en Maria. Ja, Martha was ook eintlik jaloers omdat Jesus gesê het Maria die beste deel gekies, maar iemand moes die kos maak, so Ja, wat ja. nou? Ek dink sy was ook, ja, ek sou gewees. ja, ek sal sê wat ek meen, wie die wat net die meeste kos geëet het, dis ek nie jy nie, Martha, of Maria, Ja. dis nie jy nie, maar nou sit jy daar, en die skorrel gedrink nie self was nie, type van storie, so ja, dis, ek dink daar was bietjie jaloesie suursous tussen hulle, ja. Sou dit verkeerd wees om te sê dat jaloesie het begin voor Adam en Eva? Want dis die rede hoekom Satan uit die hemel het gewees. Ja, nee, ek dink jy is heeltemal reg, hoewel ons soos laas keer gepraat het oor hoogmoed, nee, dit is nou die kickstart gewees, maar, dit heeltemal reg, ek meen dat Satan is jaloers op God se posisie. En ek is die môrester, ek is Lucifer, ja, dit is so ook al voor die skepping, was dit wel voor die skepping, want ek meen, die engele reik veel vir die skepping, maar ek meen, soos jy nou reg sê, voor Adam en Eva. Ja, nog iets, nog iemand om julle dink, in die Bybel. Goed, ja, ons tyd het nou ongelukkig uitgeloop. Miskien moet ek net vir julle sê, ja, die punt 6, die verskillende vorms van vriendelikheid, ons kry twee woorde wat gebruik word, een in Handelinge, een in Galasiërs. En die een in Handelinge is 'n vriendelikheid wat eintlik fokus buite. So maar dit is al word gefokus op mense teenoor wie vriendelik is, teenoor wie vriendelikheid bewys word. En die ander vriendelikheid wat ons onder andere nou kry in deel van die vrug van die Gees, is 'n innerlike kwaliteit. So een is ekstern en ander is intern. En alles is natuurlik belangrik. So ek ja, ek wil nou net dit vir julle wys, die res kan julle ook lekker rustig gaan verder kyk die tekste en so meer. En ja, dit bring ons dan by die einde van ons studie vanaand. En ja, as die Here wil, volgende ene is kyk ons na woede, wraak, dit dan aan die een kant, en die ander kant dan liefde en geduld. So, daai met julle, daai ou bekende storie van Here gee my geduld, maar maak dat net gou. So, die daarna kyk volgende week. En julle mense wat se koers doen. Okay. So, jy bring hulle saam volgende week. Goed.